van Jesus. Matteus 8 vers 1 tot 13. Dit is dan baie sleg om siek te wees. Soms is dit net 'n verkoue, en 'n ander keer is dit baie erger. Maar hoe hanteer jy baie keer siekte? Bid jy? Of los jy maar net te wag dat dit beter gaan? Wonder jy partykeer, hoekom jy siek word? Wonder jy dalk, hoekom dit gebeur? Vandag gaan ons sien dat Jesus, want 'n groot gedeelte van sy bediening was om mense gesond te maak. Hoekom het Jesus dit gedoen? Wat wil hy vir ons daardeur leer? Vandag se gedeelte kom uit Matteus. Matteus is deel van die eerste 5 boeke van die Nuwe Testament. Die eerste 4 boeke leer vir ons die lewe van Jesus, vandat hy 'n baba was, totdat hy gekruisig was en opgestaan het. Kom ons sê die eerste 4 boeke saam. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Kan jy nog onthou, van die begin van Matteus af, hoe die storie alles gegaan? Ons het geleer van Jesus se geboorte. Dit ons geleer, die eerste ding wat ons gelees het, was dat hy gedoop was. En toe is hy direk daarna in die versoeking gelei, en die duiwel het die Here versoek in die woestyn, en toe kies Jesus sy disippels. Nou sien ons dat die eerste ding wat Jesus begin doen het, en dis 'n groot gedeelte van sy bediening, is dat hy mense gesond gemaak het. Vandag gaan ons lees hoe hy iemand gesond maak van melaatsheid, en dan ook hoe hy die offisier, 'n baie belangrike man, se slaaf gesond maak. Voor ons begin, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, baie dankie vir alles wat U vir ons gee. Dankie dat ons kan weet ons is in U hande. Die weer partykeer het ons dalk 'n siekte of 'n ding wat met ons fout is. En ons kan nie regtig verstaan nie. Ons weet dat U in beheer is daarvan. Partykeer kan U dit vir ons gesond maak, selfs op 'n wonderbaarlike manier. Maar ander keer moet ons geduldig wag op U. Help ons om geduldig te wag. Here, as die wil is, en een van ons is dalk siek, Heer, kom maak ons gesond. Help ons om te glo dat U dit kan doen, en dat ons ook ons begeertes daarvoor sal reg wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Die gedeelte wat ons vandag lees, is die genesings van Jesus. Eers lees ons die genesing van die melaatse, en dan die genesing van die offisier se slaaf. So kom ons begin met die eerste een, die genesing van die melaatse, Matteus 8, vers 1 tot 4. Jesus het afgekom van die berg af, en 'n groot menigte mense het saam met hom gegaan. 'n Melaatse man kom kniel toe voor hom en sê: Here, as U wil, kan U my gesond maak. Toe steek Jesus sy hand uit, raak hom aan en sê: Ek wil, word gesond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Jesus sê toe vir hom: Jy moet dit vir niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priesters en bring die offer wat Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het. Volgende gedeelte is die genesing van die offisier se slaaf. Matteus 8, vers 5 tot 12. Nadat Jesus in Kapernaum aangekom het, het 'n offisier by hom hulp kom vra en gesê: Here, my slaaf lê by my, hy is verlam en verduur baie pyn. En Jesus antwoord hom: Ek sal hom kom gesond maak. Maar die offisier sê: Here, ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie.
Sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Ek is ook 'n mens wat onder gesag staan. En ek het soldate onder my. Vir die een sê ek, gaan daarheen. En hy gaan. En vir 'n ander, kom. En hy kom. En vir my slaaf, doen dit. En hy doen dit. Jesus was verwonderd toe hy dit hoor. En hy sê vir die mense wat agter hom aangekom het, dit verseker ek julle, ek het nog by niemand in Israel so 'n groot geloof teëgekom nie. Ek sê vir julle, baie sal van die ooste en van die weste af kom en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel. Maar mense vir wie die koninkryk bedoel is, sal in die diepste duisternis daar buite gegooi word, waar hulle sal huil en op hulle tande sal kners. Jesus sê toe vir die offisier, gaan terug en wat jy geglo het, sal gebeur. En sy slaaf het op daardie oomblik gesond geword. Ons memoriseervers is Hebreërs 1 vers 11. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Kom ons sê dit saam. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Wat leer ons in hierdie gedeeltes? Ons het die eerste man gesien, hy het melaats gehad, en hy het vir die Here gevra, as u wil, sal ek gesond word. Julle geweet melaats is 'n siekte wat hulle daardie tyd nie kon gesond maak nie. As jy melaatsheid gekry het, dan moes jy maar met dit sit. Hierdie man besef God se krag. Hy besef Jesus se krag en weet, Jesus kan hom gesond maak. Maar kyk ook mooi, hy vra, as u wil. Soms wil die Here dat ons gesond word. Ander kere laat die Here ook toe dat ons langer deur dit gaan. Maar hy verseker ons dat hy mag oor hierdie dinge het. En dit troos ons, want ons kan weet, selfs die moeilike goed waardeur ons gaan, sal die Here ons voor krag gee. Hy werk met ons. 'n tweede genesing wat ons gesien het, was die offisier met sy slaaf. Die offisier het na Jesus toe gekom. Hy het besef wie Jesus is. Hy het nie net besef dat Jesus mag het oor siekte nie, maar dat hy so 'n belangrike man is, dat ons nie eers werd is, dat hy in ons huis inkom nie. Dit maak dat ons so baie meer dankie sê vir die Here, dat hy na ons toe kom. En dit is vir ons belangrik, dat ons ook met siektes na die Here toe gaan, selfs al voel ons nie waardig nie, kan ons na hom toe gaan. Jesus het vir ons gewys, hy het mag oor siekte. Baie keer wonder ons, hoekom die Here dit nie dadelik wegvat nie. Maar tog kan ons weet, ons kan op Jesus bly vertrou. Ons kan hom glo. Hy het mag oor ander dinge, ons hoef nie in angs te verval oor dit wat kom nie. Want dit is baie keer erg as dit dalk iemand is, vir wie ons lief is, wanneer ons hierdie dinge sien deurkom. En tog kan ons ook die Here vra dat hy 'n siekte wegvat, en ons moet ook vra as dit sy wil is. En want baie keer wil die Here ons siekte wegvat, sodat ons geloof kan sterker word, of dat ons hom kan dien met ons gesondheid. Of baie keer wil die Here ons dalk iets leer, wanneer ons deur so 'n siekte gaan. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie, dat ons kan weet, dat U wat mag het oor alle siekte, enige siekte kan wegvat, Heer, dat ons in U hande is. Heer, ons vra dat ons U sal vertrou. Wanneer ons deur 'n siekte gaan, wanneer ons deur iets moeilik gaan, dat ons kan weet, U kan dit wegvat, maar soms wil U ook deur ons met ons werk deur dit. Heer, as wanneer ons siektes het, herinner ons dat ons na U toe moet kom. Selfs al voel ons nie waardig nie, dankie dat U vir ons sondes gesterf het, sodat ons altyd kan weet, ons kan met vrymoedigheid na U toe kom.
Here, gee vir ons die geloof, wanneer ons dit nie glo nie. Help ons in ons twyfeling. Liewe Here, aan U behoort die mag en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. En onthou, glo en vertrou op Jesus.